Hierdie podcast se tema is die toets na die toets. Julle, ek het nou besef dat groei voel nie altyd soos oorwinning nie. Soms voel dit net stil. Nie drama nie skuldgevoel nie, net stilte. Dis die deel na die toets. Wanneer ek deur 'n situasie gegaan het waar ek moes staan, regop bly staan en nou is dit verby. En ek kyk terug en ek besef ek het dit anders hanteer as voorheen. Ek het nie geskree nie. Ek het nie gehardloop om iemand te oortuig nie. Ek het net bly staan. Rustig, duidelik en volwasse. En dis die bewys van groei. Wanneer ek nie meer hoef te verduidelik dat ek verander het nie, want my stilte doen dit vir my. God gebruik hierdie oomblikke om vir my te wys dat ek nie meer die ou ek is nie. Hy toets nie net my geduld nie, hy wys vir my selfbeheersing ook. Nou, daar was tye wat ek sou reageer het en ek sou iets sê net om te wys ek is reg. Maar nou kyk ek na sekere dinge en ek glimlag net. Nie omdat ek onverskillig is nie, maar omdat ek rus gekry het. Ek voel vrede. En rus beteken ek vertrou God genoeg om nie elke keer my eie naam te probeer verdedig nie. Ek weet hy sien dit en dit is genoeg. En dit is die vrede na die toets. Wanneer ek nie meer die behoefte voel om te veg nie, want ek weet ek's besig om geestelik sterk te word. En weet jy wat ek ook baie interessant vind? Ek het nou in die vorige episode 22, het ek julle vertel dat ek gisteraand in die oggendure of hier vanoggend in die oggendure dat ek wakker geword het en in 'n lang gesprek was met God, maar ek kon nie alles onthou nie. Ek kon nie die gesprek onthou nie, ek kon net die gevoel onthou. Ek het so 'n gevoel van vrede gehad. Maar toe ek nou klaar die episode gaan post het en ek staan in die badkamer, ek's besig om my tande te borsel. En ek onthou toe ewe skielik alles. Ek onthou die hele gesprek. Ek het vir die Here 'n lysie gegee, julle. Die eerste keer in my lewe wat ek van kan onthou dat ek so eerlik gevra het wat ek nodig het en wat ek begeer en hoe ek my toekoms sien in detail. En toe ek dit nou onthou het, daar terwyl ek my tande staan en borsel, toe het ek nou geweet. God wou nie gehad het ek moes daai deel met julle deel nie, die detail van daai gesprek nie. Dit is tussen my en hom. En nie almal hoef te weet nie. Nie almal gaan vir my hande klap nie. Dis wat ek in daai episode gesê het. En dit was vir my net 'n bevestiging gewees en dit is al. Dit is al wat ek met julle gaan deel. Ek gaan nie die detail vir julle gee nie. God hou sekere dinge heilig. Hy hou dit tussen my en tussen hom. Want party beloftes moet eers wortel skiet voor hulle die lig sien. So ja, as ek nou in daardie stil fase is waar dit voel of niks gebeur nie, dan weet ek God is stil God is nie stil omdat ek iets verkeerd gedoen het nie. Hy is stil omdat ek geslaag het. En hy hoef niks te sê nie, want ek het reeds bewys ek kan sy vrede dra. Nou ek hou aan om op my grond te staan. Ek staan vas op die grond. Maar ek doen dit met sagtheid. Dis nie swakheid nie, dit is wysheid. Ek het gegroei en nou is dit tyd om in vrede aan te beweeg. En vandag se Paulvraag is my vraag of my Paulvraag vir vandag is: wanneer ek iets ervaar
wat net vir my bedoel is. Wat doen ek? En jy kan daar antwoord opsie 1, ek hou dit tussen my en God, of opsie 2, ek deel dit dadelik met ander mense. Nou, ek het altyd opsie 2 gedoen, ek het altyd alles dadelik met mense gedeel, maar nou is ek by opsie 1, ek hou dit tussen my en God. Ek kan nog steeds met julle kom deel dat ons 'n gesprek gehad het, maar ek hoef nie die detail met mense te deel nie. So ek bly nog steeds my getuienisse hier met julle kom deel. Dit kan ek doen. So ja, julle, nie alles wat God wys is vir die wêreld nie. Sommige dinge is heilig. Gesprekke wat net hy en jy verstaan. Dankie dat julle kom luister het. Julle kan hierdie podcast ook kyk en luister op YouTube, Spotify, TikTok en Facebook. Chat soon.